Ek wil oor iets gesels waaroor ek in die verlede al 'n paar keer oor gepraat het, en soos ek verlede week gesê het, ek wil 'n bietjie gesels oor gebed. En ek wil vir u gou een versie lees in 1 Petrus hoofstuk 4 vers 11. En dan wil ek vir u 'n stalkie vertel uit Lukas 1. So kom ons lees gou 1 Petrus hoofstuk 4 vers 11. Hy sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in ewigheid. As iemand spreek. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. Nou moet jy vir jouself vra, Here, wat praat ek baie keer? Ek wil vir jou 'n stalkie vertel uit Lukas 1 uit. Die engel Gabriël kom by Sagaria, terwyl hy die diens in die tempel moes waarneem. En die engel sê vir hom, Sagaria, jou vrou gaan 'n seun hê. En Sagaria is op vergevorderde ouderdom en sy vrou Elisabeth is op vergevorderde ouderdom. Hy sê, maar jy sal 'n seun hê, jou vrou sal 'n seun hê. Hy sê, maar Sagaria, daar's net een ding, ek gaan jou mond toemaak totdat daai kind gebore is. Ek gaan maak dat jy nie 'n woord sê totdat daai kind gebore is nie. Want die nonsens wat jy praat, gaan alles kanselleer. Ek praat nou maar my eie woorde. En dit is baie keer met ons as kinders van God. Ons praat baie keer 'n klomp goed wat ek naderhand self glo. En dit maak die krag en die gees van God oneffektief in my lewe. Ek sê nie dit maak God oneffektief nie, ek sê nie dit maak die gees van God effektief nie, oneffektief nie, ek sê dit maak die gees van God in my lewe oneffektief, want ek kan nie glo wat God gesê het nie. Right, so kom ons gesels 'n bietjie oor gebed. Sagaria, jy sal jou mond hou, totdat ek gedoen het wat ek wil. Dis amusant, maar dis 'n baie groot waarheid. Amusant. Ons moet onthou, ek gaan net so 1 of 2 dingetjies sê voordat ek gou na die gebed toe gaan. Ons moet onthou dat God is alomteenwoordig. Onthou dit. God is alomteenwoordig. Ons moet onthou dat God weet alles. Hy's alomteenwoordig. God weet alles. Ons moet onthou dat God is gees. En dan moet ons onthou dat hierdie alwetende, lewende, alkennende God, almagtige God het by ons kom woning maak. By ons kom woning maak. En alles wat in my is, weet God alreeds. Alles wat in my is, weet God alreeds. Selfs die dinge wat ek dink ek God moet vra, sê die woord van die Here, nog voor jy dit gevra het, weet ek alreeds wat jy nodig het. As ek geloof in God het, dan sê die Ou Testament, voordat jy vra, het ek alreeds geantwoord. Goeie bewys is, dat die profeet Daniël met God praat oor die volk wat alreeds vir 70 jaar in ballingskap is, en God het vir hulle gesê, na 70 jaar haal ek julle uit ballingskap uit. En nou kom Daniël, hy sê, Here, ek kom in verootmoediging voor my volk en die sondes van my volk, en eers na 21 dae kom die engel by hom en sê, Daniël, van die eerste dag wat jy gepraat, God het gehoor, ek moes net by jou uitkom. En so is dit die waarheid, dat God weet alles wat in jou is. En die belangrikste van alles is, hierdie God
wat by my en by jou kom woning maak, het veroorsaak dat ons van dieselfde gees deurdronge is. Het jy gehoor wat ek sê? Met ander woorde, God weet alles wat in my aangaan. God weet alles wat in sy heiligdom aangaan. God weet alles wat ek vir hom wil sê. So wat gaan ek vir God vertel in gebed waarvan God nie bewus is nie? Ek wil net, ek sê jy maar net, dink net so 'n bietjie, wat gaan ek vir God vertel waarvan God nie bewus is nie? So gebed is nie iets wat ek aan God aframmel nie. Ek kan God nie beïndruk met hoe hard ek praat nie. Ek kan God nie beïndruk met hoeveel skrifte ek teenoor God bely nie. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek sê. Ek kan God nie daarmee beïndruk nie. God weet wat in sy eie woord aangaan. God weet wat in sy eie woord aangaan. So ek kan God nie beïndruk nie met my gebed nie. Maar tog moedig hy ons aan om te bid. Daar's hoeveel voorbeelde. En die probleem is, soos ek gesê het, wat praat ek met God? En dit is ons probleem wat ons het. Ons wil in die gebed instorm en ons wil gou daar in die binnekamer net gou 'n vinnige skietgebedjie opgee. En dan as ek nou voel ek het God beïndruk, dan huil ek voor God en ek probeer God beïndruk en ek probeer God mooi woordjies toesmeer en dan dink ek het nou my gewete gesis. Dis waaroor dit gaan. 90% van die kinders van God dink, dis 'n plig om te gaan bid om my gewete te. En ons mis die hele gebedsaksie. God wil graag hê jy moet bid. Ek gaan by dit kom. God wil graag hê ons moet bid. Kom ons blaai gou 'n bietjie na die boek van Jesaja toe. En ek gaan vir julle Jesaja 55 vers 8 en vers 9 lees. Jesaja 55 vers 8 en vers 9. Hy sê, want my gedagtes, ekskuus, almal is nog nie daar nie. Jesaja 55 vers 8 en vers 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. En dis hoekom God jou met dieselfde gees deurdronge gemaak het. Sodat God vanuit sy heiligdom uit iets in die wêreld tevoorskyn kan laat kom. Maar as dit nie vanuit sy heiligdom uitkom nie, is dit woorde van menslike wysheid. Want as dit uit die heiligdom uitgekom het, dan het die gees van God daardie woord van God in jou lewe 'n werklikheid gemaak, sodat dit kan lewe. En as dit in jou lewe, dan kan dit strome van lewende water skep om te doen waarvoor God dit uitgestuur het. Want God sê my woord gaan nooit ledig terug na my toe nie. Soos die reën en die sneeu van die hemel af neerdal en die aarde bevog en dit sorg dat dit vrug voortbring, so sal my woord wees wat uit my mond uitkom. Dit keer nooit ledig terug nie, dit bring voort waarvoor ek dit uitgestuur het. Belangrik om te weet dat God nooi my uit om in gesprek met hom te wees. En as dit in my lewe 'n werklikheid geword het, dan kan ek spreek woorde soos deur God gesê. Jeremia gaan so ver en sê, Here, jou woord in my mond is soos 'n vuur,
wat uitbrand, alles wat in my lewe vir God niks waarde het nie. Maar dan kom daar 'n tyd in my en in jou lewe, dat ook die woord van God in die wêreld uitbrand, wat vir God nie waarde het nie, maar wat tot stand bring, waarvoor God sy woord in my en jou lewe lewendig gemaak het. As die woord van God in my lewe 'n werklikheid geword het, as die Gees van God dit benat het, as ek dit saam met God deurgewerk het in die geestesriem, want God is Gees, as ons dit saam deurgewerk het, dan kan ek spreek wat die werklikheid is, wat vanuit God uitkom. Dan kan God dit stuur waarvoor hy dit uitgestuur het. Dan kan ek uitspreek wat 'n werklikheid in God is, wat vanuit God kom, wat vanuit my kom en nie iets wat ek wens moet gebeur nie. Jesus maak hierdie stelling. Hy sê, alles wat ek van die Vader gehoor het, en alles wat ek van die Vader gesien het, dit doen ek. Dit wil sê, daardie woord van God met wie hy met God in gesprek mee was, het in hom 'n werklikheid geword. En daarom kon hy, toe hy van die berg afkom, nadat hy sy disippels in die skei weggestuur het, toe kom hy van die berg af, en sy disippels sien hom wandel op die see, maar hy kom van die berg af waar hy in gesprek met God was. En die disippels sit in 'n storm. En hy maak die storm stil. Hy moes by God gehoor het aangaande die storm. Hy moes by God geweet het wat in die hart van God aangaan. Want sy disippels moet agterkom aan wie het hulle self diensbaar gestel. En daarom kon hy vir die storm sê, wees stil. En toe hy met die storm gekonfronteer word, het hy nie God gevra om die storm stil te maak nie. Hoor vanmôre wat ek sê. Hy het nie gesê, Vader, hierdie storm, maak dit asseblief stil nie. Nee, die woord van God was 'n werklikheid in sy lewe, en vanuit sy lewe uit, het strome van lewende waters gekom om die storm stil te maak. En hy het nie op God staat gemaak nie, hy het op God staat gemaak wat lewendig binne in hom was. En daarom hoef hy nie uit te roep na God toe nie. Hy het net gepraat wat in hom 'n werklikheid was. En daarom moes die storm stil word, want God het die storm stil gemaak deur die mond van Jesus Christus. OK, dit was Jesus. Toe hy by die graf van Lazarus kom, toe hy vir sy disippels alreeds voor die tyd gesê, ek gaan om Lazarus wakker te maak. En hy staan voor die graf, en hy sê, Vader, ek dank U dat U my altyd hoor. Hy vra nie God om Lazarus uit die graf uit te haal nie. Hy sê, dankie Vader, dat U my altyd hoor. En hy sê hierdie stelling, die enigste rede hoekom ek bid, is sodat julle kan glo dat God my gestuur het. Maar hy het nooit vir God gevra om Lazarus uit die graf uit te haal. So hy roep Lazarus uit die graf uit, as gevolg van die feit dat hy alreeds by God ontvang het om Lazarus uit die graf uit op te tel.
OK, dit was die Here Jesus. Kom ons gaan na Petrus toe. Petrus in Handelinge 3 staan voor die krepelou, wat daar by die skone poort neergelê word. En hy en Johannes stap in die tempel in, of probeer in die tempel instap, en hierdie krepelou keer hulle voor en sê, hy soek 'n almoes. En Petrus maak hierdie stelling, hy sê, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, luister, wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus staan op 'n loop. Het hy God gevra? Het hy Jesus gevra, of is die woord van God, wat lewendig in hom was, wat hy het, vir hom gesê, staan op 'n loop? Iets om oor na te dink, né? Iets om oor na te dink. Petrus stap na Tabitha toe. Tabitha lê dood. Hulle laat roep hom. Hulle sê, Petrus, hierdie vrou wat vir ons sulke goeie werk gedoen het, is dood. Kom asseblief. En Petrus kom by Tabitha, en hulle sê, hy draai om te bid, maar toe hy omdraai en vir Tabitha sê, toe sê Tabitha, staan op. Tabitha, staan op. Hy het nie God gevra om Tabitha op te wek nie. Hy het net wat in sy gees lewendig was, uitgespreek, sodat Tabitha kan opstaan. Nou wil ek vanmôre vir jou hierdie ding vra, wat kry ons by God? Ek vra, wat kry ons by God, as ons stilte tyd hou met God? Dink net 'n bietjie daaraan. Here, as ek afsonder met God, wat kry ek by God? Wat plant God in my gees? Wat is 'n werklikheid in my lewe geword? Want luister, God het sy woonplek by ons gemaak. God het my van een gees deurdronge, ek is in dieselfde gees verbind aan God. So ek is veronderstel om direk van God af te kan hoor. Die probleem wat ons het is, ons opgroei met godsdiens het vir ons 'n sekere gebedsmetode gewys. En ons het gedink, dat ons moet op hierdie gebedsmetodes voortgaan, en dan sal God hoor. En daar's askies, maar daar's baie min gebedsverhoring. Askies, daar is baie min gebedsverhoring. Met die vermeerdering van die brood, ek wil net nog enetjie wys, met die vermeerdering van die brood en die visies, sê die skrif, hy het sy oë opgehef, en het God gedank, en toe breek hy die brood en die visies. Nou, al wat in my gees opkom, Vader, baie dankie, hier is 'n geleentheid om te wys hoe groot en magtig en wonderbaar God is. Maar nadat hy gedank het, het hy God nie gevra om die brood te vermeerder. Dankie, Vader. Hier is 'n geleentheid. Hoor wat ek sê. Vader, hier is 'n geleentheid om te wys God is 'n werklikheid. En dat God deur my lewe Willem trek dit deur na my toe. Efesiërs 4 vers 6. Kom ons trek dit gou deur. Kom ons trek dit gou deur. Kom ons trek dit net gou 'n bietjie deur. Bly maar, ek wag vir jou. Hy sê, daar is net een God en Vader, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. Daar's net een God. Hy's oor almal,
Hy is deur almal en hy is in almal. Maar het jy gehoor wat hy sê? Een Vader. Daar's net een God en Vader. So die Vader van die Here Jesus en die Vader van die apostels is ook my en jou Vader. Daarom sê die Here Jesus toe hy die apostels uitstuur, toe sê hy, soos wat die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En toe hy opstaan, toe sê hy, gaan sê vir my broers, ek vaar op na my Vader, na julle Vader, en na my God, en na julle God. So dit is dieselfde Vader, dit is dieselfde Heilige Gees, en dit is dieselfde tempel wat hy kom maak het. So, God wat Gees is, wat my met sy Gees gevul het, lê die plig mos dan nou by my, as God na my 'n uitnodiging roep, of my 'n uitnodiging gee om te sê, kom asseblief, dat ons met mekaar gemeenskap kan hê. Dan moet ek mos vir God 'n kans skep, en 'n geleentheid skep om in my gees, deur my gees, om my mond vir 'n slag stil te bou, my mond vir 'n slag toe te maak, en te hoor wat die Gees van God sê. Anderste, hoe gaan God anderste met jou praat? Ek moet vir God die geleentheid skep om te sê, Here, praat. En dan probeer ek om my gedagtes en die dinge wat in my kop is, 'n bietjie eenkant toe te skuif en vir die Here te sê, Vader, praat. En ek beloof jou, binne 2 minute is jou gedagtes op 'n ander plek. Maar dit is my plig om vir God 'n geleentheid te skep, sodat die uitnodiging wat in die hart van God is, in my gees ingeplaas kan word. En dit is waar die probleem wat ons is so ingeoefen in gebed, dat ek nie lank genoeg voor God kan stil bly, om God 'n kans te gee om met my te praat nie. Dink maar 'n bietjie aan jou eie lewe. Dink maar 'n bietjie aan jou eie binnekamer. En nou, gebedstyd gaan gewoonlik gepaard met skrif. Weet nie of dit in jou lewe ook so werk nie. As dit nie so is nie, dan sê ek vanmôre vir jou, kry dit so. Gebedslewe gaan gewoonlik gepaard met skrif. Alright? So ek praat met God wat in my gees uitkom, en ek praat met God wat uit die skrif uitkom. Maar nou wat ek en jy maak is, ons vat die woord van God en dan probeer ons 6 hoofstukke op een slag lees. En weet jy, die openbaring van God lê partykeer net in een woord. En ek skep nie vir die Gees van God 'n kans om met daardie woord in my lewe te kan werk nie. En dan mis ek die hele hart van God, vir die hele, ek kan net sowel die Bybel toegemaak het, en ek kan net sowel niks gesê het nie, en ek kan net sowel opgestaan het en geloop het. Want elke woord is in 'n sekere konteks geskryf. En elke woord het die vermoë om deur God gebruik te word om iets in my gees lewendig te maak. En as ek my hart en my gees en my gedagtes met nonsens besig hou, dan mors ek my tyd om na God se uitnodiging te aanvaar, of God se uitnodiging te aanvaar, om in gebed te tree. Want ek skep nie vir God die geleentheid om in my te praat nie. God is gees. En die enigste manier om hierdie woord 'n geeslewende woord gemaak te kry is omdat my gees, of vir my gees om te hoor wat die Gees van God sê, om hierdie woord te bevestig, sodat hierdie woord in my lewe 'n werklikheid kan word. En as God dit vir my gesê het, luister vanmôre, dan werk ek met daai woord, of met daai vers, totdat dit vir my 'n werklikheid geword het. Sodat ek dit kan bo alle twyfel kan glo, dit wat God gesê het, het God gesê.
Nou as God gesê het, en ek het dit in my gees lewendig gekry, dan bestaan hierdie ding. As dit in my gees lewendig is, en ek glo God dat hy dit vir my gegee het, en ek het met my gees saam met God se gees gewerk, dat dit in my 'n lewende werklikheid is, en as God dit sê, dan sê ek dit. As God vir my 'n lewende werklikheid gemaak het, jy is my geliefde kind, in wie ek 'n welbehae het, dan sê ek dit ook. Nie vir God nie, vir die skepping. Want wat wil ek in God skep met sy eie woorde? As God dit sê, dan sê ek dit. As dit in my lewendig is wat God gesê het, dan kom uit my binneste 'n stroom van lewende waters, wat die woord van God lewendig maak, sodat dit kan skep waarvoor God dit uitgestuur het. Maar as ek dit nie glo nie, as dit in my lewe nie 'n werklikheid is nie, dan het God verniet gepraat. Daarom sal jy, as jy hierdie ding agterkom, baie keer agterkom, maar Here, ek sit vir 'n week op een vers vas. Here, ek lees Romeine vir 2 weke aan mekaar, en ek kom nie van dit weg nie, ek sit vir 'n week met hierdie vers, Here, want hoe meer ek op hierdie vers werk, hoe meer word hierdie vers in my lewe 'n werklikheid, en hoe meer dit 'n werklikheid is, hoe meer raak God 'n werklikheid, en hoe meer God 'n werklikheid raak, hoe meer raak die gees van God 'n werklikheid, en hoe meer die gees van God 'n werklikheid word, hoe meer kan ek met waarheid sê wat God sê. Nou, as daai woord van God in my lewe 'n werklikheid geword het, ek weet ek is, en as ek dit sê, en dit lewe in my gees en in my wese, wie sê dit? Hoor vanmôre, as God dit vir my gesê het, en dit in my gees 'n lewende werklikheid geword het, en ek sê, wat sê ek? Ek sê wat God sê, so wie sê dit? Dankie Tannie Katrien. So die woord in my mond is so goed soos die woord in sy mond, en dit sal voortbring wat hy sê, omdat dit 'n lewende werklikheid is. Daarom sal die skepping, is dit 2 of 1 ding. Daarom sal die skepping moet gehoorsaam wees aan wat God sê. Maar luister, God kan dit nie vir die skepping sê nie. Dis waarvoor hy huis geskep het. Dis waarvoor hy sy gees daar geplaas het. Dis waarvoor hy vir hom 'n heiligdom geskep het, sodat vanuit die heiligdom strome van lewende waters kan kom, om te sê dit wat God gesê het. Maar die probleem is, ons is so Sagaria. Ons is so Sagaria. Ek gaan dalk vir hulle sê, God gaan vir my seën gee, maar die nonsens wat ek saam met dit praat, kanselleer wat God sê. Daarom sê Petrus, as dit spreek, laat dit wees soos woorde van God. En as ek die woord van God sê, wat God sê, dan sê God deur my mond. En as God dit sê, so hoog is wat die hemel is bo die aarde, so hoog is my woord. So hoog is wat my gedagtes is bo julle gedagtes. So is dit wat ek in jou wil plant.
Hoor jy wat ek sê? Dit is wat ek in jou wil plant. Dankie. En as ek daai saad in jou geplant het, dan moet die woord dit wakker maak. Jy moet dit plant. En die Gees sal dit benat. Paulus sê, ek het geplant. Apollos het nat gemaak. God het laat groei, wat ons gesê het. En dit is die probleem wat ons as kinders van God met gebed het. Ons kan nie lank genoeg stil raak vir God om te praat nie. Ek wil my eie gedagtes daaraan sit, Here, nou weet ek nie eens meer waar ek was nie. Maar die geheim van gebed is, ek moet vanuit die heiligdom uitbring, wat God gesê het. Maar ek kan uit die heiligdom nie iets bring, wat nie heilig en lewendig en werklik is nie. Daarom, nooi God jou uit, en sê, gee my 'n kans. God nooi my uit, om te sê, gee my 'n kans, om my woord in jou lewendig te kry. Gee my net 'n kans, sodat my woord in jou lewe lewendig kan word. Dan kan ek en jy met dieselfde openbaring wandel, en in dieselfde Gees wandel, en ons kan met dieselfde gedagte wandel in hierdie wêreld. En dan kom jy op 'n plek wat jy sê, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus staan op en loop. En dis ons probleem. Ons weet wat God sê, maar ons weet nie waar dit lewe nie. Ek wil die woord van God met wensdenkery aan iemand quoteer, maar dit lewe nie. Hoor jy vanmôre? Ek wil aan iemand die woord van God quoteer, maar dis nie 'n lewende werklikheid nie. Met ander woorde, ek spreek God se woord in ongeloof. En alles wat in ongeloof is vir God nie aanvaarbaar nie, het vir God geen betekenis nie, het vir God geen waarde nie, dit het vir die skepping van God geen waarde nie. En daarom het hy gesê, ek gaan jou aan een Gees met my verbind. Ek gaan hom vir jou 'n plek te berei, sodat jy kan wees net waar ek is. Ek is by die Vader, my Vader is by my. En ons gaan na jou toe kom, want dit is die enigste heilige plek wat ek het, om met jou gemeenskap te hê. Dit is die enigste heilige plek wat ek het, om met jou gemeenskap te kan hê. Maar as ek nie vir God 'n geleentheid skep, en sy uitnodiging nie aanvaar nie, hoe sal God sy woord in my lewendig kry? Onmiddellik hardloop die kerk van die Here Jesus na die gebed van die Here Jesus in Matteus 6 toe. Onmiddellik. Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, en laat die koninkryk kom, en laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Weet jy dat daai gebed was net hier voor die kruis? Weet jy, daar was 'n tweede gebed net daar? Die eerste gebed is, Here, leer ons net om te bid. OK. Onse Vader wat in die hemel is. Waar's jou Vader nou? Onse Vader wat in die hemel is, waar's jou Vader nou? In sy heiligdom. En waar's sy heiligdom? Laat U naam geheilig word.
Luister vanmôre, die enigste manier om God se naam te laat heilig word, is om vanuit die heiligdom die naam van God te kan uitdra. Goud en silwer het ek nie, in die naam van my Vader staan op en loop. Laat u koninkryk kom. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, maar hy is dan die brood van die lewe. Vergeef ons ons skulde, maar ek het dan alles hier vir jou weggevat. Net soos ek my skuldenaar vergewe. As vrede by jou, van God af. Vanuit sy heiligdom, ek vanmôre vir jou sê, jou skuld is in Jesus Christus vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die krag, die koninkryk, die krag, die mag, die heerlikheid, die verheerliking, alles behoort aan u. Maar waarvoor is dit? En sy heiligdom is waar. Maar nou is daar 'n ander gebed. Hierdie gebed voor sy kruisiging. Sê Vader, ek vra dat jy hulle nie uit die aarde uit wegvat nie. Maar ek vra Vader, dat waar ek is, hulle ook sal wees, sodat hulle een kan wees, soos ek met u in my, en ons in hulle, sodat hulle volkome een kan wees. Kan ek maar so maak? Net een God en Vader, wat oor almal, deur almal en in almal is. Vader, dat hulle een sal wees. Maar Vader, dat u woord ook in my een sal wees. So wat maak ek vanmôre? Die probleem wat die kerk van die Here het en waarmee ons in ons geesteslewens mee sit. Daardie eenheid het nog nooit in my gees gemanifesteer nie. Daai eenheid in gebed kom ek agter. Ek roep na God. Ek vra na God. Ek soek na God. Terwyl hy sê, ek het jou klaar gevind. Ek nooi jou uit om met my te ontmoet. Ek nooi jou uit om met my te ontmoet. En die probleem wat die kerk van die Here, of waarmee ons sit, ons soek God om te antwoord binne die omstandighede. Die antwoord moet gekry word voor die omstandighede, sodat ek weet wie ek is, waar die heiligdom is, wat God sê en waar God is. Net nou mors ek my tyd met gebed. Want jy sien, ek wil aan God quoteer wat God vir my wil sê. Maar as ek dit in my gees lewendig gekwoteer kan kry en maak dat dit lewe, dan kan die duiwel weet wat God sê. En die wêreld kan weet wat God sê, want God het gesê en daarom sê ek dit. En daarom is sy woord 'n lewende woord in my binneste. Maar die kerk van die Here Jesus hou dit as 'n dooie geskrewe woord. En ons spandeer nie genoeg stilte tyd. Nie Sagaria tyd nie, stilte tyd. Om te sê, Here, wat lewe binne my? Wat lewe binne my? Here, wanneer ek hier opstaan van my stilte tyd af, sal dit wees soos woorde wat God spreek.
Of sal dit wees wat ek hoop God gesê het? En daarmee het ons 'n probleem. Want ons hoop dat dit wat God gesê het 'n werklikheid sal word, omdat dit nie 'n werklikheid in my is nie. Ek preek nie vir julle nie, ek preek vir myself. Want as daai woorde 'n werklikheid uit my is, wat uit die heiligdom en in die heilige teenwoordigheid van God, met die gees van God uitkom, dan moet dit kan vrug voortbring. Weet jy wat die skrif van God sê? Ek het jou uitgenooi om die vrug van heiligheid in jou lewe te kry. En ek gaan dalk volgende week daaroor praat. Om die vrug van heiligheid uit jou uit te kry. Want as die vrug van heiligheid in jou 'n werklikheid word, dan het jy die heilige lewe van God binne jou. As ek die vrug van heiligheid in jou lewe as 'n werklikheid kry, dan is die heiligheid van God jou lewe en deel van jou lewe. Maar as ek dit nie kan regkry nie, dan sal die skrif vir jou altyd 'n dooie woord wees. Dit sal net 'n logos geskrewe woord bly, waarin jy sal hoop dat dit 'n werklikheid sal word. Maar as dit in jou lewe, dan het dit die lewe van die God wat dit gespreek het, lê binne daai woorde gesetel. En die enigste manier om dit waarheid te kry, of om dit lewend te kry, is om God 'n kans te gee, om dit in my gees lewendig te kry. Nou kan jy na jou eie gebedslewe toe gaan. En jy kan na jou eie tyd met jou skrif van God na toe gaan. En dan kyk jy, Here, is die skrif in my lewe 'n lewende werklikheid? Gee ek God 'n kans om dit wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het en die hart van die mens nie bekend was nie, gee ek God 'n kans om daai woord lewendig te maak? Here, aanvaar ek die uitnodiging van so 'n aard, dat dit wat in die hart van U is, dit wat in die gedagte van U is, dat U dit in my gees kan inplant. Paulus sê, we have got the mind of Christ. Die probleem is, ons ontwikkel dit nie. En die enigste manier hoekom ons dit nie ontwikkel nie, ons gee nie God 'n kans om dit lewendig te maak nie. Want jy sien, ek het 'n plig. Ek wil net gou 'n bietjie bid, en ek wil net gou 'n bietjie Bybel lees, want die kerk verwag dit van my. En ek sus my eie gewete. En God het niks werkliks gedoen nie. Kan ek vanmôre raad gee? Moenie probeer om een boek op 'n slag te lees nie. Dit is baie goed vir algemene kennis. Probeer 'n bietjie tyd aan 'n woord en aan 'n vers te spandeer wat hierdie woord sê. Dan probeer jy 'n bietjie in die woord en in die vers vir God 'n kans te gee om te sê wat sê hy aangaande daai woord en wat sê hy aangaande daai vers. Want baie keer is jy diensbaar vir God en ander kere is jy diensbaar aan God. Baie keer werk jy vir God en ander kere werk jy saam met God. Dit hang net af wat ek God kans gee om in die vers en in die woord vir my te kan sê. En weet jy weet jy hoe aangenaam dit is, as God daai woord of daai vers lewendig gemaak het,
Weet jy hoe aangenaam is om te sê, dit kom direk uit die heiligdom van God uit. Dit kom direk van God af, en omdat God dit sê, lewe dit in my, en omdat dit in my lewe, en God het gesê, sal ek dit sê, sodat die woord van God 'n lewende werklikheid in my lewe kan wees, en dit kan skep waarvoor God dit uitgestuur het. Ek wil amper vanmôre 'n robbestelling maak om te sê, baie keer mors ons eie gebedstyd, en baie keer mors ons God se uitnodiging wat jou uitgenooi het om met hom in gesprek te tree. En gebed is nie 'n plig nie. Ek wil dit weer sê. Gebed is nie 'n plig nie. Dis die aanvaarding van jy word hartelik uitgenooi om met my 'n ontmoeting te hê. Ja of nee. Ek gaan dit maak, Here, of ek gaan dit nie maak. Here, ek het osse waarna ek moet kyk. Here, ek het 'n vrou getrou, ek kan nie nou na die meeting toe kom nie. Ek het 'n werk wat vir my wag, Here, ek kan nie nou kom nie. OK, wil jy nie die uitnodiging net 'n bietjie vroeër maak nie? Ek gaan afsluit. Ons wil gebed 'n plig maak om my gewete te sus, terwyl dit 'n uitnodiging is vir God om sy hart in jou hart uit te stort. En dit maak die wêreld se verskil. Ek wil jou vanmôre sê, God nooi jou uit om jou gebedstyd, jou stilte tyd, en hy nooi my uit om te sê, kom ons verander dit 'n bietjie, dat jy my die geleentheid kan gee, om vir jou te wys, wat die verborgenheid is, wat in my gesetel is, sodat dit vir jou 'n geopenbaarde werklikheid kan word. Vader, ek dank U vanmôre. U is die waarheid, en U sal